Hoeveel evangelies is daar in die Bybel? Of in die wêreld? 4. Daar is nog 'n evangelie. Die evangelie wat die mense lees as hulle jou sien. Baie mense lees nie Bybel nie, baie mense gaan nie kerk toe nie, maar daar's 'n feit wat staan, is hulle lees jou as Christen, en dis ook 'n evangelie. Hoe hulle sien hoe jy operate, hoe jy aanbid, hoe jy optree in situasies, net so is jy, laat dit net op huis toe, is jy ook 'n evangelie wat gelees word deur mense. Is dit nie so nie? Nou, ons het gesê, jy word gelees as 'n evangelie. Nou wil ek hierso iets lees wat Paulus geskryf het in 2 Korintiërs. Hy sê in 2 Korintiërs 5 vers 13, want as ons uitsinnig is dit tot eer van die Here. En as ons by ons verstand is dit om julle onthaalwe. Is dit nie so nie? As jy uitsinnig as jy die Here dien buite jouself, dan is dit vir die Here, maar nou moet mense ook oplet, dat as ek Paulus sê eerlik, dat weet, hy sê nie, jy's koekoes nie, né? Vir jou koekoesheid, as jy so is dit die Here se skuld, blameer Here, want jy's uit, jou nate uit vir hom. Maar as jy normaal optree, is dit om mense kalm te hou. Is dit nie so nie? Die Griekse woord vir uitsinnig beteken eintlik om buite jouself te staan. En dis nie, we sê jy is mal nie, maar om in God se teenwoordigheid so ingekoop te wees, dat jy eintlik buite jouself is, met liefde vir hom, met sang vir hom. En daai is nie 'n aansit storie nie, dis nie 'n aangeplakte ding nie. Dis absoluut, as jy in die teenwoordigheid van hom is jy, sing jy nie vir mense nie, jy dans nie vir mense nie, jy dans vir hom. Hom wie die Here is. Dit is, en as jy nou sê, wie is hom, wie is die Here? Dis die een wat jou gered het. Dis die een wat jou genees het. Dis die een wat jou vir jou voorsien in hierdie wêreld. Dis die een wat jou troos. Dis vir hom wat jy buite jouself ligsinnig nie, buite jouself sinnig is vir hom. Jy sing, jy aanbid hom, buite normaal. Nee, as ek nou dink toe ons COVID gehad het, hoe lank ons in die hospitale gewees het, hoe lank ons siek was, voor die tyd, voor ons eers in die hospitaal gekom het, en daarna, hoeveel maande jy net amper kon sit, dat jy nie kon beweeg nie, en toe jy gesond geword het, na jy die dood in die oë gekyk het, en die Here red jou, hy genees jou, en hy lig jou uit die siekbed op, hoe kan jy anderster, as om nie voluit te aanbid nie, om so te aanbid, so te lof te besing, vir dit wat hy vir jou in jou lewe gedoen het, moet jy mos amper buite jouself wees, is dit nie? Om uitsinnig te wees. So party mense dink Paulus is 'n weirdo, né? Hy is dan bietjie erg jong. Hy is te groot te hard. Hy huil te maklik. Hy vergewe te gou. En hy doen te veel. Né? Dit is hierdie uitsinnigheid van hom uit. Hy's absoluut iemand wat heel way out is. Vandag sal ons sê, hy is te ernstig, hy is te erg. Hy vat die geloof daarom te erg op. Nee, maar hy het baie dinge gesê, maar vir God was hy net reg. Nee? Die Here het hom gebruik, hierdie man wat so uitsinnig was, wat so gepreek het, gehuil het, vergewe het, en alles gedoen het, mense aangevat het, selfs die hoof van die kerk van daai tyd, Petrus, het hy gesê, luister, jy sê so, dat doen jy so. Nee? Hy het nie omgegee nie, hy het nie bang haar op sy kop gehad nie. Die mense het so gesê, hey jong, jy is daarom nou 'n bietjie in vandag se lewe, jy's te.
jy moet nou pas op wat jy doen, jy is daarom nou jy weet, hy is dan die hoof van die kerk, nou. Is dit nie so nie, maar hy het nie omgegee nie, en die Here het hom magtig gebruik, omrede hy so uitsinnig was, né? As hy die dag besluit het om die Here te aanbid, kon niks en niemand omkeer nie. Hy het aangegaan. Ek dink ons almal ken daardie gevoel wanneer jy iets doen, wat jy geweet het, wat die Here vir jou gesê het, wat om te doen, en almal dink, jy het 'n paar skroewe los. Is dit nie so nie? Ons almal was in daai situasie, wat ons die Here aanbid het, wat jy nagte en nagte die Here aangeroep het, en dan kom jy op die ou ende, sê die mense, nee jong, jy is nie so lekker nie. Ek meen, hoeveel nagte het ons deurgebid? Nee, byvoorbeeld, jy besluit om iemand te vergewe, wat nie jou vergifnis werd is nie, wat jou te seer gemaak het, maar teen dit alles, teen die mense, teen die wil van die mense, besluit jy, ek vergewe. Dis mos nie iets buite normaal, nee, dis iets wat nie normaal is nie, maar omdat jy uitsinnig is vir die Here, doen mense sulke dinge, né? En jy gee goed weg, jy gee iets wat kosbaar is vir jou, gee vir iemand wat jou eintlik duur te koste staan. Jy het nie eens meer brood of goed in jou eie huis nie, maar jy gee dit vir iemand anderster. Jy gee jou laaste bietjie groceries vir iemand anderster. Dis iets wat nie normaal is nie. Dis iets wat buite normaal is, maar jy doen dit. Dis 'n geloof wat nie normaal is nie. Jy's uitsinnig. Dit is nou regtig dom, maar daar's 'n fyn lyn, dis nou wat die mense sê. Fyn lyn tussen geloof en dit wat jy kan sien. Hoe kan jy so iets doen? Paulus en Silas, hulle sit in die tronk, in die middel van die tronk, kettinge aan hulle voete, kettinge aan hulle hande. En die tronkbewaarders almal sê net hoe sleg is die polisie, hoe sleg is dit, die kos is nie lekker nie, en die water is vuil en is min en dit stink en alles. Wat maak Paulus en Silas? Hulle raak uitsinnig. Hulle gryp hy kettinge en hulle begin musiek maak met dit. In die middel van die tronk. Terwyl die normale sê, môre word julle gestraf, julle gaan gehang word, gekruisig word of wat. Hulle gryp die kettinge en begin musiek maak. Hulle sing so dat daai kettinge later, die Here sien dit, en hulle is so uitsinnig vir die Here, en dit raak die Here se hart aan, en hulle gooi die kettinge van hulle af. Hulle breek los, die deure gaan oop. Wat 'n geloof is dit wat dit doen? Dis 'n uitsinnige geloof. Dis 'n geloof buite die normale. Is dit nie? So is hulle. Ek wil vertel van 'n meisie wat vir my gewerk het. Hulle het van Rustenburg afgekom met niks. Hulle het net 'n rooi karretjie gehad en die klere aan hulle lywe. En sy het daar by my begin werk, en die man het werk gekry, en toe sy by my begin werk, en toe hou die man sommer op werk, want hy het nie meer nodig om te werk nie. En so het hulle by my, ek het tweedehandse meubels ook verkoop, het hulle die meubels so gekoop wat hulle in die huise nodig gehad het. Nou elke maand moet ek van haar salaris die paaiement aftrek vir al die meubels, en dan hierso by die 20ste, 15de het hulle nie meer koffie nie, hulle het nie meer brood nie, hulle het nie meer dit nie, dan begin hulle weer geld leen. En as jy einde van die maand die paaiement afgetrek het, en die skuld wat sy by jou geskuld het, dan het hulle in elk geval niks weer oor nie. En ek sê toe eendag vir haar, luister, maar sy werk saam met ons, en sy kom saam met ons na aan kerk toe, hier by pastoor Frans hulle, en, maar dit gaan nog steeds swaar met hulle. En ons het by hulle begin 'n selgroepie hou in die aande, en die vrou het gesien hoe ons vir die straatkinders brood en sop gee elke dag, en dit het vir haar man geen sin gemaak nie. Hy wou daai brood vir hom hê, hy wou daai sop vir hom gehad het. En ek sê toe vir haar eendag, luister, het jy nog nie al bietjie gedink om jou 10de te gee nie? Ek praat nie oor 10des nie, maar het jy nie daaraan gedink nie? Sy sê, hoe werk dit? En ons werk haar 10de uit, en sy bring dit die Sondag, hulle saam met ons hier kerk toe gekom, en sy bring dit die Sondag saam, en sy gooi in, en haar man was so kwaad vir haar gewees, dat sy dit gedoen het. Sonder daai
geld wat nou weg is van 'n rekening af, kon hulle nie deur die maand kom nie. Hier vat sy daai geld nou, gee sy dit nog weg ook. En dit is 'n groot hap uit hulle salaris, uit haar salaris uit. Ja, man was vir haar bitterlik kwaad. En by die einde van die maand, toe ek nou haar salaris vir haar gee, toe sê ek vir haar, jy het dan niks geleen nie die maand nie. Jy sê, oom Vincent, jy kan nie glo nie. Ek het nou nog koffie, ek het nou nog suiker, ek het nou nog dit. Alles is nog steeds daar. Dit is, as jy uitsinnig het, die ander mense verstaan dit nie. Want jy dien die Here so, jy dien nie, maar hoe kan dit nou wees? Ons gebruik elke maand 'n blik koffie. Nou het ons hier maand koffie gebruik, ons maar net eintlik 'n halwe blik gebruik, né? Dit is, as jy die Here dien, uitsinnig, verwag, kan jy maar kyk, daar's altyd 'n wonderwerk, nie ver van daar agter nie. 'n verhaal vertel van, ek hoor 'n verhaal van 'n tannie. Haar man het haar geslaan, mishandel, verneek, verkleineer. Alles wat sleg was, wat aan 'n vrou gedoen kan word, het daai ou aan haar gedoen. En op die einde het hy haar sommer gelos en weggeloop. Maar die vrou het aanhou bid vir hom. En in die kerk het hulle vir haar vriendinne gesê, man, hoekom bid jy vir haar? Hulle die normale mens het gedink, ja, elke dag, elke brag kry sy dag. Die wiel sal draai. Wag, gee hom net kans. Hy gee hom genoeg tou. Hy gaan homself ophang. Maar die vrou het geweet die opdrag van die Here na haar toe. Sy het aanhou bid. Elke diens wat daar is en daar geleentheid gegee was om te bid, het sy opgestaan en sy vir daai man van haar wat haar so sleg behandel het, gebid. Dis uitsinnig, dis mos nie normaal nie. En sy het gebid. Dis 'n geloof wat daai mense gesien het in haar. En baie jare daarna, toe sy langs sy sterfbed staan, toe sien sy die vrede waar hy man in gesterf het. Of sy het gesê of hy bekeer was, weet sy nie, maar sy het geweet dat sy gees vrede gehad het. Né? Dis iets wat jy nie kan verstaan nie, jy kan dit nie beskryf nie. Partykeer lyk geloof soms na dommigheid, né? Hierdie geloof wat jy nou het om al hierdie dinge te doen, lyk regtig nie mooi lekker nie. Maar eintlik is dit moed en durf in 'n ander woord, in 'n ander naam, geloof. Geloof vat in 'n ou, geloof beweeg jou, geloof het voete. En soos die evangelie, die 5de evangelie sê, jy word gelees, lees die mense hierdie evangelie wat jy lewe. Hoe jy optree, hoe jy lewe. Nee, hierdie evangelie wat na jou kyk. Maar Paulus sê verder, as ek by my verstand is dit vir julle. Dit beteken, jy dink nigter ook oor sake, jy's rustig, jy's tree gekalmeerd op. Dit is die ander kant van die koin wat die mense ook moet sien. Dit is die ander kant van geloof wat weet wanneer om stil te bly. Wanneer om ingetoe te wees, wanneer om mense te bemoedig, wanneer om nie koppe te laat waai nie, né? 'n ander geloof. Dit sê nie jy's van jou kop, die Here wil nie hê jy moet jou brein, jou verstand afsluit en net doen wat jy nie kan doen nie. Hy wil ook hê jy moet liefde gee, jy moet verstaan, jy moet bemoedig, jy moet mense aanraak met jou verstand wat hulle ook kan sien. En tog geloof sonder logika. Dis geloof wat geen logika het nie. Jy weet, Abraham word gesê, gaan offer jou seun. Hy sit sy seun op die altaar. Wat se logika is daaraan? Maar dis geloof. Dit het hom die vader van geloof gemaak. Terwyl ons as mense gesê het, Sarah het by tent gestaan en kyk, hier vat Abraham haar seun, haar enigste seun, hier gaan hy met haar op na die berg toe om te gaan offer. Hy vat die vuur, hy vat die lang mes om haar seun te gaan offer. Wat se logika is daarin? Hulle het soveel jare gewag vir 'n kind. Hier is die kind gebore. Nou sê die Here gaan offer hom. Né? Noag, hy moet 'n ark bou in die woestyn. Dit het daai tyd nog nooit eens gereën nie.
Wat se rasionele denke het die man? Né? Wat gaan sy verstand aan? Né? Maria, jy gaan 'n kind hê sonder 'n man. Waar is die wetenskap daarin? Né? Waar is die natuur daarin? Geensins nie. Maar tog het hulle elkeen gehoorsaam gewees aan die opdragte van die Here. En hulle het gedoen wat hulle doen, al het die ander mense gesê, nee, hierdie ouens se geloof is bietjie snaaks. Nee, dit is dis nie 'n blinde geloof nie. Dis 'n geloof wat aanhou om te onthou wat die Here vir hulle gesê het. Wat die Here met jou gepraat het, wat die Here in sy woord vir ons sê, sy beloftes, sy opdragte, dit wat jy gelees het, hierdie geloof, onthou dit, wanneer jy optree, wat het die Here vir my beloof in die tyd? Ek meen, daar's baie keer profete wat oor jou geprofeteer het, en dit is dinge wat die Here vir jou gesê het. Jy het die Bybel gelees, ek maak jou die kop en nie die stert nie. Dis wat die Here vir ons sê. Hierdie mense, hierdie Abraham, hierdie Noag, het vasgehou aan die dinge. Nee, hulle het dit nie laat los nie. Hulle het 'n geloof gehad daaraan, 'n geloof wat niks anders te kan doen nie. Selfs wanneer als in jou sê, daar is nie sin in nie. Dit kan nie werk nie. Dan dis waar geloof eintlik begin. Dit is ook waar baie mense gly op baie stukkie. Baie mense word so geestelik dat hulle meer mense seermaak en afjag en verjaag van die Here af, as wat hulle moes. En die ander word so normaal. Hierdie uitsinnigheid, dit maak jou so dat jy ander mense later begin seermaak. Maar die ander kant is, jy word so normaal. Jy blend so in by die normale mense, dat niemand meer Jesus in jou raak sien nie. Dat niemand meer sien, is jy 'n kind van die Here of is jy nie? Want jy vloek al harder as die ouens, jy drink al harder as die ouens, jy skinder harder as die ouens. Dit is daai kant wat ook van die kant pad af is, né? En dis ook nie 'n goeie plek om te wees nie, want die mense kyk na jou evangelie, die 5de evangelie wat jy verkondig. Of jy as jy te erg die kant toe gaan, dat jy mense verjaag en verskree en vir alles en seermaak, dan sit die ergste kant. En die ander kant waar jy so inblend in mense se lewens in, dat jy glad nie meer uitstaan bo die normaal nie. Daar moet 'n verhouding wees tussen jou en die Here. Die Here kyk na jou en die mense kyk na jou. Hulle lees die evangelie. Ek wil nou nie eens sê julle moet hande opsteek en sê wie van julle lees Bybel nie. Ek gaan dit nie eens doen nie. Maar in verlies kan ek vir julle sê 99% van die mense lees nie hulle Bybel nie. Nie eens die kerkmense nie. Maar ek kyk vir jou. Ons is die 5de evangelie. Ons. Jesus self het ook deur hierdie dinge gegaan. Het julle dit geweet? Hy is ook uitgejou en gesê wat die en wat daai. In Markus 3 vers 21 lees ons, toe die mense dit hoor, kyk, hy het vir hulle gesê, ek is die seun van God. Het hulle gesê, en hulle het in die huis gegaan en die skare, wag, dis op die verkeerde versie. Toe die mense dit hoor, gaan hulle uit om hom in die hande te kry, want hulle het gesê, hy is uit sy sinne. Hy is buite sy sinne. Hoe kan hy die seun van God wees? Ons ken hom ons. Selfs hy is daarvan beskuldig, dat hy uit sy sinne is, dat hy nie mooi reg is nie. God ken dit. As jou lewe net heeltyd sin maak, in mense se oë, leef jy dalk baie flou, veilig. Geloof behoort soms vreemd te lyk, vreemd op te tree. Jou geloof wat jy het,
moet baie keer mense konfronteer, mense wat gesê het, soos ons vanmôre gehoor het, daar is nie meer sonde nie, jy maak net foute. Jou geloof moet dit baie keer konfronteer, jou geloof moet wys, luister, ek sal my laaste brood weggee, want ek weet dat die Here sal vir my brood weer voorsien. Ek ry my laaste bietjie petrol uit om iemand hospitaal toe te vat of wat, want ek weet, die God wat ek dien, sal my nie langs die pad laat staan nie. Nee, dis geloof, op geloof, op geloof. Geloof vat baie keer trane, en sweet ook, né? Dis nie sommer net maklik om te sê, ek is 'n gelowige nie, dit vat aan jou. Maar weet jy wat, as jy al ooit gevoel het, dat jy pas nie altyd in by mense nie, dan moet jy weet, dat jy op die regte plek is. As jy nie inpas altyd by die geloof, of die waardes van ander mense nie, die waardes wat so afgesak word, ek meen, kyk maar, hoe trek mense aan kerk toe, né? Kyk maar daarna, die waardes van dit het als afgegaan, gaan lees Paulus, hoe hy skryf, hoe 'n vrou moet aantrek kerk toe, hoe 'n vrou moet optredes in 'n kerk, hoe 'n man en 'n vrou se optredes in 'n huwelik moet wees, né? Dan gaan dit so, dit word glad nie meer, dis nie meer relevant vandag nie. Is dit nie so? Die man moet werk en die vrou moet werk, hulle kom nie eens by mekaar mee uit nie. As jou lewe so inpas, en dan moet jy weet, jy is op 'n gevaarlike plek, maar as jou lewe mense konfronteer, né? As hulle konfronteer die mense, dalk sê, hoor hierso, hierdie geloof van jou is daarom iets werd, né? Is daarom bietjie, dit pla my met my gedrinkery, of dit pla my met my sonde, dit pla my met die of met daai. Hou goeie moed, jy is in baie goeie geselskap. Jesus is ook daar. Paulus is ook daar. Abraham is ook daar. Petrus is daar. Smith Wigglesworth is daar. Ouma Fraser is daar. Dink aan daai mense, wat jy is in baie goeie geselskap, saam met daai mense. Né? Moeder Maria, swanger geword, geen man. Jy saam met daai mense, die wat die wêreld wil mense gekruisig het, in al die dinge, né? Maar hulle evangelie het hulle by vasgestaan, hulle geloof, op geloof, het dit oorwin. Die wêreld noem dit waansin, nie uitsinnig nie, hulle sê jy is waansinnig. En die hemel roep dit aanbidding. Né? Hoe meer jy die wêreld, die Here aanbid, hoe meer sal die wêreld sê, weg met hom. Sit hom in die tronk met kettinge aan. Is dit nie so nie? Gaan lê hom op 'n altaar. Maak nie saak. Maar hoe meer jy die Here dien, uitsinnig en insinnig, by jou verstand, waar jy moet die hemelse roep, maar jy moet jou voete nog op die grond hê. Daar waar jy nie mense seermaak nie, daar waar jy nie saam met die wêreld smelt nie. Jy moet uitstaan, maar nog steeds jou voete op die grond hê. So leef so, dat mense dalk miskien frons, hulle oë groot trek, maar dit bring 'n glimlag in die hart van die Here. Hy het altyd vir Paulus opgelef. Hy het Paulus die meeste van die Nuwe Testament laat skryf, né? Almal sê, jy hoor baie keer dat sê, die evangelie, julle volg die evangelie van Paulus. Hierdie evangelie is bietjie kwaai, wat Paulus gesê het. Maar die Here is daar en hy glimlag oor ons. As jy vas staan in dit wat ons glo, wat ons leer hierso uit die woord uit. Hy glimlag oor jou. Jy mag dalk vreemd en weird wees vir die wêreld, maar vir die Here is jy number one. Is dit nie so nie? Nou kan ons sê, hoe lyk jou evangelie wat jy verkondig? Vandag, môre in jou werksplek. En mense, ons het die getuienisse van môre gehoor. Is dit nie so nie?
Ons het die getuienisse gehoor. Julle kan nie sê, ek het die preek in my duim uitgesy. Harry se woord wat hy gebring het, Berna se woord wat sy gebring het, als bevestig dit wat die Here vandag vir ons sê. Die evangelie wat jy lewe, kan die mense dit maar lees, of as jy skaam oor die evangelie, kan 'n bietjie by jou werk gaan vra, hoor die evangelie wat Pietie verkondig, sy lewe hierso, waar sê maar in die koöperasie, hoe lyk daai evangelie? Die kinders, jou evangelie wat jy by skool verkondig, die ander kinders wat jy evangelie in jou lees, kan ek maar vir hulle gaan vra, die evangelie wat Sunny in die skool verkondig, haar lewenswyse, hoe lyk dit? Hoe lyk daai evangelie? Nee? En so ook my, as ek hier voor staan en buite is dit nog steeds dieselfde evangelie? Is ek nog steeds, wanneer ons lofprysing doen, wanneer ons die Here aanbid, is ek nog steeds uitsinnig, maar waar ek iemand moet behulp of raad, is ek dan nou in my verstand om nigter te dink, en nog selfkontrol te hê, wanneer mense jou baie keer kwaad maak? Is dit nie so nie? Hoe lyk my evangelie? Hoe lyk jou evangelie? Dan, en is een ding wat ek net al hoe meer kan net sê, die mense lees nie Bybel nie, hulle lees jou en vir my. As in daai tyd sal ek vra wie almal lees Bybel, en as jy jok, maar die feit bly staan, jy word gelees. Jy word verseker gelees. As jy iets doen wat buite normaal is, dan sal hulle sê, jy is mos 'n Christen. Hier kom die ware klere nou uit. Dis nie oor die oor of dat nie, jy word gelees. Hulle sê dit alleenlik wanneer hulle jou lees. Laat ons môre as ons uitgaan, dat ons hierdie evangelie wat ons geroep is, die evangelie eerstens van vrede, van liefde, kan uitbeeld vir die wêreld daar buite. Dat hulle kan sien dat Here Jesus Christus in ons is en met ons is. En dan sal die wonderwerke jou outomaties volg. Is dit nie so nie? Hoe gaan ons lewe die week? Amen. Dankie.